Ek's Lucas Swart. Dit is vandag die 25ste Mei 2026 en Klaas Prins het vanoggend 'n videoetjie op Facebook gesit wat 'n klomp mense nou baie ongemaklik gemaak het. Eerste ding is die xenofobiese aanvalle is nie teen jou gemik nie. Rede, dit is deel van 'n baie groter politieke plan vir SADC. En SADC is die proses waar Suider-Afrika se grenslyne wegval en elke land het 'n taak. So Suid-Afrika word 'n industriële blok, nie meer landbou-eenheid nie. En Mosambiek word toerisme en Botswana word veeteelt en Angola word mynbou en elke ene kry 'n blok, kry 'n taak. Maar omdat Suid-Afrika industriële blok word, beteken dit hier gaan baie geld wees omdat rouprodukte hier verwerk word. En om te voorsien dat Afrika ons nie oorstroom om hier te kom werk nie, is hierdie plan toe nou bewerkstellig dat die grenslyne verslaap raak, toegelaat word dat hierdie onwettige migrante inkom in die land oorstroom en almal se moere koer. En daarna, met die emosie wat dan opgewek word, was die plan oorspronklik om hulle teen 2025 uit die land uit te jag. Toe kry ons nou COVID en alles is bietjie uitgestel. Nou is dit tyd dat die uitlanders moet gaan. En die doel is om hulle op so 'n manier uit te dryf dat dit 'n sielkundige grenslyn skep vir die toekoms vorentoe, dat hulle in die toekoms gaan sê nee, ons wil nie soontoe gaan nie, daai mense in Suid-Afrika is nie lekker in hulle koppe nie. Dis die plan. Nie op jou en my gemik wat 'n wit velletjie het en Afrikaans praat nie. Dis gemik op onwettige immigrante in Suid-Afrika wat nie die regte papiere het nie. En hulle is op binnelandse sake net so hard, want binnelandse sake vat geld onder die tafel en gee permitte en sulke tipe goedjies. So, daar's 'n groot beklei wat kom. Maar is nie teen ons gemik nie. Wat belangrik is, as jy werkers het, uitlanders het, wat se papiere nie reg is nie, was daar heel waarskynlik al verkenning gedoen en is jy al heel waarskynlik op 'n leer. Moenie betrokke raak enigsins by hierdie gevegte nie. Mense wat uitlanders en onwettige uitlanders in diens neem, as hulle jou konfronteer, sê Johannes is afgekap, jy het hierdie mense werk gegee om hulle te verhoed om die plaaslike bevolkingsvrouens te beroof van hulle kredietniersbaar en hulle te verkrag, want dis wat gebeur. Uitlanders is hierso, hulle het nie werk nie, hulle het nie kos nie, en dan as die vrouens van die dorp afkom met hulle kredietniers, dan word hulle beroof en sommer verkrag ook. So jy sê, jy gee die mense, om hulle te help, ons mense te help, het jy hierdie klomp nou maar werk gegee, om te sorg dat hulle nie hulle vrouens verkrag nie. As jy dit oortuigend gaan verduidelik, dan gaan jy 9 uit die 10 keer uit glad aan die kant uitkom. Maar dit is beter as jou werkers wat nie papiere het nie klaar weg is, en dit gaan beter wees dat jy jou voetwerk reg het met die onwettige immigrante wat se papiere reg is. Verder is daar nie vir ons probleme nie. So wees rustig, ek dink Klaas se grootste bekommernis is dat die infrastruktuur in duie gaan stort. Ek dink nie dit gaan gebeur nie. Daar's wel, die druk gaan wel groot wees, maar ek dink tog ons sal 'n plan kan maak. Ek luister na hierdie Duitse meisie, sy sê, sy het 'n ou in Suid-Afrika ontmoet, as hulle in Duitsland sê, hulle het 'n probleem, hulle het nie 'n plan nie, dan is daar nie 'n plan nie. Sy sê, maar Suid-Afrika, is daar altyd iemand, wat iemand ken, en as jy weer sien, is daar 3 of 4 ouens by mekaar met cable ties, en dan begin hulle advies gee, en as jy sien, dan wat loop die plan. South Africans don't solve problems, they summon solutions. Ons vat die ding soos dit kom. Ek wil net, voordat ek klaar maak, ek gaan 'n videoetjie maak oor geloof en werklikheid. Wat is geloof en wat is werklikheid? En die rede hoekom ek dit wil doen is, hier's baie valse profete in hierdie land, wat in vrees leef, want hulle glo nie in die Bybel nie, hulle glo in 'n boekie wat het staan, Siener van Rensburg. Niks fout met Siener van Rensburg, maar God het gesê, vra my aangaande toekomstige dinge, en as ek Vader vra vir aangaande toekomstige dinge, en hy wys dit vir my, wys dit nie vir jou nie. Hy wys dit vir my. So as ek kritiese notas maak van wat hy vir my gewys het, gaan jy dit nie ontsyfer nie.
Maar daai mense is so paranoïes om dit te ontsyfer. Hulle kan hulle self nie help nie. Hulle glo meer in daai boekie en die moontlike vertolkings as wat hulle in die Bybel glo. En dit is waar ons paadjie sny. So ek gaan net gou verduidelik, ek gaan 'n dingetjie verduidelik oor wat werklik geloof is en die verskil tussen geloof en vrees. En ek hoop dat jy daardeur ook die valse profete sal kan herken. Maar dis die volgende video. Dankie.